Het jy al ooit vir 'n oomblik gestop en gewonder hoe op aarde dit moontlik is dat jy kan dink, voel, sien en op die wêreld reageer alles op presies dieselfde tyd? Van die besluit om 'n bal te skop tot daardie blitsvinnige oomblik wat jy jou hand van 'n warm stoofplaat afruk. Wel, vandag gaan ons op 'n ongelooflike reis deur die netwerk wat dit alles moontlik maak, jou senuweestelsel. Goed, hier is ons padkaart vir vandag se ontdekkingstog. Ons skop af by die groot beheersentrum, die brein. Van daar af volg ons die boodskappe soos wat langs die neurone jaag en ons kyk hoe die liggaam se eie noodreaksiestelsel werk. En laastens loer ons deur ons vensters na die wêreld, die oog en die oor, om te verstaan hoe ons alles om ons waarneem. Is jy reg? Kom ons spring weg. Reg, ons eerste stop is by die hoofkantoor, die besigste, mees komplekse orgaan in jou hele liggaam, die een wat letterlik alles beheer, van jou hartklop tot jou diepste drome. Ons praat natuurlik van die brein. Dink gou bietjie hieroor. Wat is nou eintlik die besigste en mees ingewikkelde orgaan wat jy het? Hier's 'n leidraad. Dit weeg skaars 1,5 kg, maar dit gebruik 'n volle 20% van al jou suurstof en kalorieë. Enige idee? Jep, dis die brein. Jy kan daaraan dink as die absolute sentrale bevelsentrum van jou liggaam. Elke gedagte, elke herinnering, elke emosie, elke beweging, alles word hier verwerk. Dis die hoofrekenaar wat jou hele wese aan die gang hou en jou laat ervaar wie jy is. En wat regtig fascinerend is hoe die brein soos 'n span werk. Die cerebrum, daai groot gekrukkelde deel bo-op. Dis waar jy besluit om hierdie ontleding te kyk. Die cerebellum, daai kleiner deeltjie agter, dis die fyn koördineerder wat sorg dat jy jou balans hou en kan loop sonder om te val. En die medulla oblongata, wel, dis die stille held. Dit sorg dat jy aanhou asemhaal en jou hart aanhou klop sonder dat jy ooit daaraan hoef te dink. Elke deel het 'n kritiese rol. Goed. Die brein is die baas, maar selfs die beste baas het 'n goeie kommunikasiespan nodig. So hoe word die brein se opdragte blitsvinnig deur jou hele liggaam gestuur? Kom ons ontmoet die supersnelle boodskappers van die liggaam, die neurone. Dink aan 'n boodskap in jou senuweestelsel as 'n klein elektriese vonkie. Dit begin by die dendriete van 'n neuron, skiet dan soos blits langs die lang akson af en met 'n klein chemiese sprong oor 'n gaping wat ons 'n sinaps noem, is dit by die volgende neuron. Hierdie hele aflosreis gebeur vinniger as wat jy kan oogknip. Dis 'n letterlike supersnelweg van inligting. Maar soms is selfs daardie supersnelweg na die brein toe nie vinnig genoeg nie, veral in 'n noodgeval. En dit bring ons by een van die liggaam se slimste uitvindsels, die refleksboog, jou liggaam se outomatiese noodreaksiestelsel. Hier's 'n klassieke voorbeeld wat jy seker al beleef het. Hoekom pluk jy jou hand weg van iets warms, nog voordat jou brein eers die pyn registreer? Die antwoord lê in 'n briljante stukkie biologiese ontwerp. Hierdie proses is ongelooflik slim. Jou vel se reseptore skree basies warm en stuur 'n noodsein met 'n sensoriese neuron. Maar hier's die touwerkuns. Die boodskap neem 'n kort pad. Dit gaan direk na die rugmurg en slaan die brein heeltemal oor. Die rugmurg mors geen tyd nie en stuur dadelik 'n opdrag via 'n motoriese neuron. Spier, trek saam, nou! En poef, jou hand is uit die gevaar nog lank voor jou brein eers die pynboodskap verwerk het. Dis 'n perfekte, lewensreddende kortpad. Ons het nou gesien hoe die stelsel reageer, maar hoe kry dit in die eerste plek sy inligting? Wel, kom ons kyk deur ons vensters na die wêreld en ons begin met hoe ons lig in sig omskep, die oog. Jou oë is die hele tyd besig om aan te pas. Hierdie proses word akkommodasie genoem en dis basies jou oog se ingeboude autofokus. As jy na iets naby kyk, trek jou ciliëre spiere saam en maak die lens boller. As jy in die verte tuur, ontspan daardie spiere en die lens word platter. Dis soos die mees gevorderde kamera, maar heeltemal outomaties. Die oog beheer ook presies hoeveel lig inkom, net soos 'n kamera se lensopening. In skerp, helder lig trek die sirkelspiere saam en maak die pupil kleiner om jou retina te beskerm. In dowwe lig doen die radiale spiere die teenoorgestelde en maak die pupil groter om soveel lig as moontlik in te laat. Weereens 'n heeltemal outomatiese en briljante meganisme. Soos met enige komplekse stelsel werk dit nie altyd 100% perfek nie. As jy bysiend is, dis myopie, fokus jou oog die beeld voor die retina,
wat dinge in die verte wassig maak. As jy versiend is, hiperoopie, gebeur die teenoorgestelde. Die fokus val agter die retina, wat dit moeilik maak om naby te sien. Goed, ons laaste stop op hierdie reis is by 'n orgaan wat 'n verrassende dubbele lewe lei. Ons dink aan die oor as iets wat net vir luister is, maar glo my, dit doen soveel meer. En hier is die groot geheim. Jou oor het twee heeltemal verskillende, maar ewe belangrike take. Dit laat jou nie net die wêreld hoor nie, dit hou jou ook letterlik op jou voete deur jou balans te beheer. Een klein ongelooflike orgaan hanteer albei hierdie kritiese funksies. Dis nogal iets, nê? Nee? So, hoe werk gehoor? Dis 'n ongelooflike kettingreaksie. Geluidsgolwe word deur die buiteoor opgevang. Dit laat die oordrom in die middeloor vibreer. Hierdie vibrasies word dan deur klein beentjies versterk. En uiteindelik, in die binneoor, word hierdie meganiese beweging deur die cochlea omgeskep in senuwee-impulse wat die brein as klank kan verstaan. 'n Ongelooflike transformasie. En dan is daar balans, die oor se ander groot werk. Die halfsirkelvormige kanale in jou binneoor is gevul met vloeistof dat beweging en draaie van jou kop waarneem. Die sacculus en utriculus besper weer swaartekrag en of jy vorentoe of agtertoe beweeg. Saam stuur hulle die heeltyd vir jou brein opdaterings oor waar jou liggaam in die ruimte is. Dis die rede hoekom jy kan regop staan sonder om daaroor te dink. En net soos met sig kan gehoor natuurlik ook probleme optel. Middeloorinfeksies kan die oordrom en daardie klein beentjies beskadig, of skade aan die gehoorsenuwee, dikwels as gevolg van blootstelling aan harde geraas, kan verhoed dat die klanksyne ooit by die brein uitkom. Soos ons aan die einde van ons toer kom, dink ek hierdie aanhaling som dit perfek op. Die senuweestelsel is werklik die liggaam se ingewikkelde hoëspoednetwerk wat elke enkele gedagte, elke aksie en elke sensasie beheer, van die bevelsentrum in die brein tot die fynste sensortjie in jou vingerpunt. So, ek wil julle met hierdie gedagte los. Jou senuweestelsel is 'n stille genie. Dit verrig miljoene take elke dag sonder dat jy ooit daaroor hoef te dink. Van daardie blitsvinnige refleks wat jou van 'n brandwond red, tot die pure magie wat liggolwe omskep in die gesig van 'n geliefde. As jy regtig daaroor dink, watter een van hierdie alledaagse wonders is vir jou die mees indrukwekkende? Dankie dat julle saamgekom het op hierdie reis.